Goeiedag. In die geskiedenis was daar net een skoot geskiet, nuclear warhead, met 'n artilleriestuk. En dit was 'n M65, die Atomic Annie. Een toetskoot geskiet. En gesien het werk. En later is daar baie van hulle ontwikkel op verskeie plekke ontplooi, maar nooit gebruik nie. So net dat een skoot was geskiet. En hierdie kanon het hulle toe gaan parkeer in storage of op 'n museum daar by Fort Sill in Oklahoma. Dis 'n artilleriebasis. So hier kom dit toe in 2009 moet ek basiese opleiding gaan doen in die US Army. En waar stuur hulle my vir basies? Fort Sill, Oklahoma. So getydens ons deur die basies gaan, later in basies seker na die tweede helfte op een Saterdagmiddag, vat hulle ons nou vir 'n toer deur die museum wat op die basis is. Dis ons artilleriebasis. En ons loop daar tussen die kanonne deur. En spesifiek kom ons nou by Atomic Annie, die enigste kanon wat ooit 'n skoot geskiet het met 'n nuclear warhead. Kyk hoe baie nice, interessant, lees jy goed. Stap verder. Wat sien ek nog daar staan? 'n G5. Daar staan 'n G5 ook. Hierdie G5 was een van die wat afgevat is uit Irak uit met die Desert Storm oorlog. Het Irak 'n hele paar G5'e al gehad wat hulle by Suid-Afrika gekry het. Nooit 'n skoot met hulle geskiet nie. In die Desert Storm. Nooit 'n skoot geskiet nie. Hulle kon nooit die goed op 'n plek kry om 'n skoot op die Amerikaners te skiet voor die Amerikaners hulle uitgehaal het nie. So, en onder die eerste gedeelte van Desert Storm was mos airstrikes. Die wat dit survive het, meeste van hulle is uitgehaal met airstrikes. En die wat survive het die ouens my eenvoudig weggehardloop toe die grondmagte begin inkom met Desert Storm. So die goed nooit 'n skoot geskiet nie. En so is daar van hulle gecapture. En hier staan een van hierdie G5'e by die basis waar ek gaan basiese opleiding doen hier in die United States Army. Is net interessant hoe dinge in die wêreld gebeur en om 'n siklus in die rond te draai. En skielik ek was in Angola met operasie Hooper waar die G5'e 'n excellent job gedoen het. En dan kom ek 'n klomp jaar later as ek in 'n hele ander land by 'n ander eenheid en daar sien ek een van ons G5'e staan nie. En hy is afgevat as oorlogbyt by 'n ander land wat hom probeer gebruik het maar nooit gebeur het nie. Een interessante ding is nou dat die kanonne almal gone was, al die G5'e is daar uitgehaal. Maar die ammo was nog daar. So, onthou julle al die roadside bombs met die Tweede Irak-oorlog 2003. Meeste van die roadside bombs was 4, 5 of 6 G5 bomme wat aan mekaar vasgeconnect is met Cortex en goeders onder die grond gesit. So meeste van die roadside bombs wat in Irak afgegaan het in daai oorlog was ou G5 ammo. Wys hoe die dinge draai in die wêreld waar alles heen gaan. Dis 'n interessante storie vir vandag. Cheers.